ons bedien nie kommissies nie, dis bedieningsgroepe wat ons bedien, die mense in die gemeente en ons gemeenskap. Is daar 'n paar waar ons regtig mense soek en as jy voel is jou passie. Doen dit gerus omgee bediening. Dis regtig 'n omgee na mense toe en net onverhoorde besoeke partykeer en dan die vol kategete. Hulle soek na mense as jy voel dit is vir jou daar is vir jou bedoel as jy nie meer jonk nie. En dit is die ding wat jy graag wil doen, kom help ons uit. Dit hoef nie elke Sondag te wees nie. En dan klein groepe. As jy by 'n klein groep wil inskakel, Basie Fourie nommer is hier in die blaadjie, hy is die ene wat verantwoordelik is vir ons omgee groepe, raak gerus betrokke. Dit is regtig ook 'n besondere belewenis. En dan gasvryheidsbediening. Ons het 'n gasvryheidsbediening. Dit is letterlik op alle gasvryheidsterreine. Wanneer daar begrafnis is of wanneer iets plaasvind of 'n funksie, en outomaties skakel almal sommer net in. Maar as jy voel dit is ook daar waar jy wil help en help leiding neem saam met ander, asseblief raak betrokke. En dan die koor begin nou donderdag die 6de oefen vir ons Paasangdiens 5uur daar by die Kobus Hattingsaal. En dan is daar ook Dinsdag, die eerstkomende Dinsdag die 4de, 11uur weer 'n bingo oggend. En daar was nog iets wat ek moes uitlig. Dit lyk nie vir my so net maar net iets oorslaan. Ja, en gemeentebedieningsvergaderings vind plaas, asseblief. Dit is nie net vir 'n paar mense nie. As jy voel, jy wil daarin staan, jy het op 'n lysie gemerk, maar ek wil graag hier by hierdie bediening betrokke raak, as jy nog kon onthou waar dit is. Die diensgroepe begin vergader, en nou eerskomende donderdag, die 6de, is die bedieningsgroep vaste roerende bates, maar oor die eiendom en alles, en dan die diensgroep vir gemeentebediening, is dan maandag die 10de na ons kamp. Is dit 'n bedieningsgroep vir gemeentebediening, dit sluit alle aktiwiteite en dinge rondom die gemeente self in. Ek dink nou het ek genoeg gesê. En dan verwelkom ons hier op die kansel vir die Kobus. Baie welkom by ons. Ons sien regtig uit ook na die erediens vandag en ook dan die week van gebed wat hier vir ons gaan lei daar in Kobus Hattingsaal wat vanaand ook afskop. Maar baie welkom, ons sien uit na die Here vir u op die hart gereed vanmorgen. Welkom by so 3 uur. Vriende, goeiemôre. Baie dankie vir die woorde van verwelkoming. En ook baie dankie vir die geleentheid wat ek het om die week van gebed vir julle te kom aanbied. Ek was al so 'n geleentheid op wat aan hierso en dan in die Kobus Hattingsaal Kersfees en die oujaarsdiens, so hier is van julle ons so mekaar al die oë gekyk het. Miskien wil ek net so 'n opmerking of twee maak oor my bediening. Ek is gekoppel aan 'n Rebel gemeente. Maar ek is nie so ek wil sê 'n tropperse dominee, maar ek het geswat al die drills deurgegaan. Maar ek is nie 'n pastorale dominee soos wat julle dominee Jan hier in die gemeente is nie. Ek werk in Suid-Sudan. Ek is nou volgende maand, Maart maand, as ek weer op pad Suid-Sudan toe. En dan doen ek ook gebedstoerusting in gemeentes oral in die land. Weke van gebed, gebedsseminare, gebedswerkwinkels en so meer. So dis die Here het my baie jare gelede toe ek en my gesin nog in die buiteland gewerk het in Kenia en Mosambiek, het die Here al 'n visie vir 'n gebedsbediening op my hart gelê. Dis ook een van die redes hoekom ek vanoggend hier so by julle is. En ja, ons gaan vanoggend so 'n bietjie inleidend gesels. En dan van vanaand al 7 af in die Kobus Hattingsaal soos genoem is, vir so 4 geleenthede tot Woensdag aan. Die onderwerp wat ons hanteer, afspraak op Patmos. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie gesels oor Johannes en ons gaan dit weer op 'n inleidende basis doen. Goed, op hierdie punt vra ek dat ons hoofde buig en dan raak ons stil voor die Here. Ek het my Bybel ook by Jeremia se 33ste hoofstuk. Ek gaan lees by vers 3. Gaan dit vir ons 2 keer deurlees. Roep my aan. Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot
en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. Amen. Gemeente, die drie-enige God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, groet julle volgens die woorde. Genade vir julle. En vir julle. Kom, ons gaan antwoord op die Here se groet. En dan gaan ons 'n loflied saam sing, die 205. Ons gaan daarvan staande sing, die eerste en die derde vers, bring lof van die Vader, verheer die Seun. Kom ons sing dit hartlik saam. Ek het nou my eerste taakie afgehandel. Ek gaan nou presies hou by dit wat oom Jan sê. Hulle vir oom Jan, sê hulle vir doen nie Jan. Of Jan. Sê hulle vir doen nie Jan. Ek praat so vir oom Jan. Ok, ek gaan nou presies wat oom Jan vir my gesê het om te doen. Want ek wil nou nie graag 'n fout maak. Ja, kom nader, julle kom maar. Ja, skap jy hom. Ek wil opsit. Gaan sit daar by jou pennie. Dis die eerste ding wat oom Jan vir my gesê het, julle is 'n mooi klomp en julle is regtig 'n pragtige klomp kinders. Ek wens daar by my en my ouer gemeente het ons ook so baie kinders gehad met die kindermoment. Ok, nooi die kinders vorentoe en dan ek het baie bang vir oom Jan, ek het presies wat hy gesê. Gebruik die boksie wat hier vorentoe gedraai is om met die kinders oor iets te praat. Ok, wat is hierdie? Ja, wat? 'n persent? Ja, nog iemand persent?
Dis 'n boksie, ja. Dis 'n persent almal is reg en dis 'n boksie en 10-10-1 is daar iets binne in die boksie. Ek weet nie, maar mag nie oopmaak het om Jan gesê. Okay. Vra vir hulle wat hulle vir Kersfees gekry het. Kan julle nog onthou wat julle vir Kersfees gekry het? Ja, wat het jy gekry? 'n karaoke masjien. Ek weet wat dit is, maar sê net dat die mense wat weet wat dit is en wat dit is. 'n speaker en 2 mikrofone. Nou kies jy lekker sing en ander in. Wat, die hele Lego City? Wow! Ja. Baie chocolates. Baie lekker. Really cool. Did you bring it along? No. Is at home, eh? Next time you must bring it, then you show us. Okay. Oh man, wonderful. You received a lot of gifts, eh? That was great, yeah? Congratulations to your parents. They did very well. Nog iemand? Ja. Die nuwe Las Vegas Monopoly set. Hoe sê anders as ander Monopoly sets? Bietjie moeiliker, né? Bietjie moeiliker. Ja, okay. Ja, is daar nog iemand wat gesê? Wat het jy gekry? Underwear. Sê jy nog? Wat het jy gekry? 30 seconds. Dis baie verspeel, jy kom by mekaar, ja? Dat ook Christerie. Ag man, dis wonderlik. Jong, jy het baie goeie geskenke gekry. Okay, nou moet ons so 'n bietjie verder gaan. Oom Jan sê dis vandag al amper 40 dae na Kersfees. Amper soveel, né? Nou vrou Jan, speel julle nog meer geskenke? Ja. Is dit almal van julle? Ja. Wat sê jy? Betek jy maar nie altyd nie, maar begin speel is lekker daarmee, né? En dan later so bedoel van tyd dan speel jy sommer lekker daarmee nie en dan verjaar jy, dan kry jy nuwe geskenke en dan raak daai maar so 'n bietjie agterweë, né? Okay, nou sê oom Jan. Maar jy betek jy vergeet al jou geskenke, maar jy het geweet dat Jesus meer as 2000 jaar gelede die beste geskenk ooit vir ons gegee het. Ons praat vandag nog oor Jesus het homself vir ons gegee as 'n geskenk, né? Ja. Sonder dat ons dit verdien. Jesus het ons vrygemaak sodat ons in 'n naby verhouding met God kan leef. Dan sê oom Jan, ek moet net vir julle sê, dat dit belangrik is dat ons nie soos wat ons soms van ons geskenke vergeet het, dat ons nie van Jesus vergeet het, of vir Jesus altyd onthou nie, want hy was ons die wonderlikste geskenk, wat sy Vader vir ons gegee het. Stem julle saam? Julle stem saam. Wat maak ons moet nog gaan? Dan doen ek gou vir ons 'n gebed. Here, baie dankie dat U die grootste geskenk ooit is. Dankie, o Vader, dat U vir Jesus gestuur het met Kersfees, sodat ons vrygemaak kan wees en vir altyd vir ons Vader kan leef. Ag Here, ek wil vir elkeen van hierdie kinders bid dat U hulle sal seën en hulle sal versorg en dat hierdie geskenk van Jesus altyd in hulle harte gekoester sal word. Ons bid dit in U naam. Amen. Okay, ek dink julle kan nou maar na julle klasse toe gaan, né? Dankie. Dit is iets.
gee vir hulle geleentheid om uit te gaan, en dan maak ons op Bybelskool by Openbaring se eerste hoofstuk. Vriende, my kinders weet jy nooit, en die moment het jy die woordeloos is. Maar dis prachtig. Julle, ons Bybels is ook by Openbaring se eerste hoofstuk. Ek gaan nou so 'n aantal goedjies net sê oor Openbaring ter inleiding. En dan ook net so 'n ander gee van waaroor by ons gaan stilstaan in die volgende klompie aande. Openbaring hoofstuk 1. Ons gaan daar lees van die 9de vers af. Voordat ons dit doen, kom ons maak dit ons goed met ons saam. Heilige Gees van God, Here, ons weet dat wanneer ons onsself op die terrein van gebed begewe, dan is ons op heilige grond. Want ons verstaan eintlik so min daarvan. En daarom is dit vir ons so wonderlik, Here, dat U, wanneer dit by gebed kom, U arms absoluut wyd oop het. En vir ons kom sê, jy kan met my kom praat, net waaroor jy wil. Oor alles. Oor jou pyne. Oor jou teleurstellings. Maar jy kan ook al jou vreugdes met my kom deel. Here, dit is ons gebed dat U in hierdie baie kort tydjie 5 geleenthede met ons sal besig raak. En Here, ek wat hier staan weet, 'n paar preekies kan nie 'n verskil maak nie. Maar ek weet, U, o Gees van God, kan in ons lewens kom roer. Ons bid daarvoor. In Jesus se naam. Amen. In Openbaring se eerste hoofstuk, ek begin lees by vers 9. Ek, Johannes, is julle medegelowige, en deur ons verbondenheid met Jesus Christus, het ek saam met julle deel aan die verdrukking, en aan die koninkryk, en aan die volharding. Ek was op die eiland Patmos, waarin ek verband was, omdat ek die woord van God en die getuienis van Jesus verkondig het. Op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer, en ek het agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op, en stuur dit vir die 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band op sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu. En sy oë soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltpot gloei. En sy stem soos 'n gedruis van groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helder skyn. Vers 17, toe het ek hom gesien, het ek by sy voete neergeval en net soos iets wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en my gesê, die Meester, dis ek, die eerste en die laaste, die lewende, ek was dood en kyk, ek lewe.
tot in ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Het gesien, waar is ons gaan tot by vers 20. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skryf nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het. En van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes en die 7 lampe is die 7 gemeentes. Ons lees hierdie aantal verse uit Openbaring se eerste hoofstuk en ons gaan veral fokus op die hele kwessie van hy het so 'n bietjie geskryf, maar ons kan nou min of meer sien wat daar geskryf staan. Ek gaan nou geskryf kry. Vriende, die struktuur van Openbaring, wil ek net vinnig 'n paar goed wil sê, dis nou jammer, dat hy nou daar lê. Die struktuur van Openbaring, 'n struktuur help my altyd om 'n boek, enige boek waarmee ek werk, so 'n bietjie beter te verstaan. As jy na Openbaring kyk, dan is dit goed om in gedagte te hou dat jy hom in 2 dele kan opdeel. Hoofstuk 1 tot 11 en dan weer hoofstuk 12 tot 22. Die eerste gedeelte het baie daarmee te maak om hierdie stryd tussen die disippels van die Here en die bose magte, om dit vir ons uit te lig. Maar dan van hoofstuk 12 tot hoofstuk 22 raak die dinge nou baie ernstig. Dan word daar nou gepraat oor die 7 seels, oor die 7 trompette, oor die 7 bakke van oordeel. So die eerste gedeelte is byna so 'n inleidende gedeelte om te sê waaroor gaan dit gaan. En dan begin die donker wolke saampak, hier van hoofstuk 12 tot 22. Jy kan hom ook so 'n bietjie nader indeel in 3 dele. Hoofstuk 1 tot 3 het ons te maak met, ons het hoofstuk 1 gesien, Johannes en Jesus kom by mekaar uit. 2 en 3 gaan oor die boodskap aan die gemeentes, en dan hoofstuk 4 en 5 gaan oor God op die troon en die lam. Die eerste 5 hoofstukke. Nou julle, hierdie mense van Openbaring wat onder groot vervolging gelei het, moes aan die begin hoor, die lam is tussen hulle. En hulle moes hoor dat daar iemand op die troon is wat in beheer is van die geskiedenis. So die rede hoekom Openbaring so begin, moet God aan die begin om te sê, hy beheer van sy troon af, om vir hierdie mense met sekerheid toe te gooi, en vir hulle te sê, hier gebeur baie goed onder julle, en dan gaan nog groter goed met julle gebeur, julle gaan bitter swaar kry, maar onthou net reg aan die begin, daar is iemand wat die geskiedenis van die mensdom beheer. Dis hoekom dit aan die begin gesê word, die eerste gedeelte. As jy hom dan nou in 'n middelste gedeelte opdeel, van hoofstuk 6 tot omtrent net hoofstuk 18, dan is dit hierdie verskriklike goed wat begin plaasvind. Maar dan julle, sluit Openbaring weer af. Dis asof God Openbaring in 'n pakkie wil toedraai. Dan sluit dit weer af met Jesus wat die oorwinnaar is. Die ruiter op die wit perd. Die wederkoms wat gaan plaasvind. So toegemaak in hierdie boek Openbaring, binne die kontoure van God wat beheer, word 'n klomp goed gesê wat gaan plaasvind. Nou wil ek net gou vir julle die volgende ook sê. Ons is mos nou maar 'n bietjie skrikkerig vir Openbaring, hè. Maar luister my gou uit. Die middelste gedeelte gaan eintlik maar oor die 3 groot sewes. Die 7 seels, die 7 trompette en die 7 bakke van oordeel. En dan in die middel natuurlik 12 tot 14, die draak en die diere uit die see en uit die aarde. Maar hierdie 3 sewes, die eerste 3, die seels, wat is dit? Wat in die mens met 'n seel? Die maak hom oop, hy onthul. So die seels maak aan mense sekere goed bekend wat gaan plaasvind. Dit maak dit duidelik. Die volgende, die trompette. In die Ou Testament was 'n trompette ding wat gewaarsku het. Nou raak dit, nou sit dit nie meer onthullings nie. Nou praat
die trompette van waarskuwings vir mense, en dan gebeur daar verskriklik klomp goed met die trompette, en dit is bloed, en dis vuur, en dis swavel. Die trompette, waarsku. Maar julle, wanneer ons kom by die 7 bakke van oordeel, 15 tot 16, dan sê die boek Openbaring, dis nie nou nie onthullings nie. Dis nie nou nie trompette wat waarsku nie. Dit het nou te laat geword. Iewers langs die pad raak het vir 'n mens te laat. Maar nou, die genade boodskap van die hele boek Openbaring, al hierdie goed, is God wat in sy gees iets van sy hart wil deel, om vir mense te sê, 7 seels, 7 trompette, 7 bakke van oordeel, maar alles om julle te nooi, of vir julle te sê, kom nader na my toe, of kom terug na my toe. Dis alles gaan oor God se oop arms, om te sê, kom na my toe. Weet julle, selfs die bakke van oordeel, daai laastes, wat sê dit het te laat geword. As ek nou hierso lees, is dit mos nou nog nie te laat nie. Nee? So dit word op skrif gestel, om vir mense te sê, al lees hulle van verskriklike goed, dis uitnodigend. Die boek Openbaring wil sê, kom, op hierdie punt, is nog nie te laat nie. Dis 'n uitnodigende boek. Kom ons onthou het as ons lees van hierdie vreeslike goed wat plaasvind, nee. Dis God, wat deur sy genade, absoluut, kom nooi. Julle, die onderwerp van ons hierdie 5 geleenthede, 'n afspraak op Patmos, nou gaan ons nou maar oor Johannes net. Maar eintlik moet dit ons nou wees, God se afspraak met Johannes. Julle, alle forme van gebed kom van die inisiatief van God. As jy in die oggend wakker word en jy spandeer tyd met die Here, het dit altyd daarmee te maak dat God eerste die inisiatief geneem het. Dat God eerste tot jou genader het. En as ek bid, as ek met God in kommunikasie tree, is dit maar gewoon ek wat reageer op die feit dat God klaar vir my sy arms opgemaak het. Julle, ek om my bediening te ondersteun, skryf ek boeke oor gebed. Hierdie een, my daaglikse afspraak met die Here. Ons praat oor 'n afspraak op Patmos. Vanoggend praat ons oor, eintlik die hele reeks, oor God se afspraak met Johannes. So eintlik is hierdie, die titel van hierdie boek nie so lees nie, my daaglikse afspraak met die Here nie. Dis eintlik God se afspraak met my, omdat hy nie inisiatief neem. Maar hierdie het te maak met my in die aksie. Ek het toe ek 'n student op kweekskool was, julle het ek gesukkel met gebed, sukkel nou nog met gebed, maar het ek gesukkel om 'n lekker struktuur in my gebedslewe te vind. En toe vind ek so 'n boekie van Dick Eastman, wat hy verduidelik die verskillende aspekte van gebed. Dis 'n fyn klein boekie en ek het as gevolg daarvan hierdie boek geskryf. As jy so 'n bietjie wil dieper delf in die hele kwessie van gebed, dan sou ek hierdie een aanbeveel. Ek verkoop dit om my bediening te ondersteun, verkoop hom teen R200 'n boek. As jy voel jy het hom nodig, dan kom maar net vir jou boek as jy nie R200 het. Ek sou hom aanbeveel terwyl ons besig is om te praat oor die hele kwessie van afspraak en afsprake. Voordat ons by Daniël kom, julle, nie net in die Bybel nie, maar ook in die wêreldgodsdienste, as ons vanoggend dink aan die moslems,
In die moslimwêreld praat hulle nie van 'n daaglikse afspraak met die Here nie. Hulle praat van afsprake met die Here. Julle die moslims het 5 gebedstye op 'n dag. 5. Ons vroeg en dan staan ons laat. En nou sê jy vir my sê, ja, dit is so, maar dis wetties, dis absoluut rituele. Maar hulle word herinner om 5 keer per dag in kommunikasie te tree met Allah. Die Jode moet hulle afsprake gelyk. Oggend, die son opkom, maar op 3 uur, of vanaand die son sak. Maar die 3 vaste afsprake het hulle met God gehad, die Jode. Ek wil vir hierdie teks lees wat iets daarvan illustreer. Daniël 6 vers 11. Toe Daniël hoor dat die dekreet uitgevaardig is, dis in die koning wat sê, julle gaan my aanbid vir hierdie tyd, dat hierdie dekreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan. Sy dakkamer se venster het na Jerusalem se kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniël voortgegaan om 3 maal per dag voor sy God te kniel, en om te prys, te aanbid en te dank. Jou gebedstyd kan so 'n bietjie van 'n ritueel word. My gebedstyd kan 'n bietjie van 'n ritueel word. So iets wat ek sommer net so nakom. Soos die Engelse sê, I'm still going through the motions. Maar as 'n mens lees van hierdie man, wat vir die Here so lief was, en die Here wat vir hom so lief was, dan was hierdie nie 'n ritueel wat hy nagekom het nie. Onthou, dit was 'n wet. Dit was wette gewees vir die Jode. Maar God het die konteks vir hulle geskep om met hom 'n verbinding te tree. En wat lees ons aan die einde? Daai praat nie van 'n ritueel nie, hoor. Om hom te prys, te aanbid en te dank. Hierso is sprake van 'n diepe liefdesverhouding tussen Daniël en die Here. Julle, dan lees ons nou in 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid gedurig. En dan kan jy dalk sê, dis eintlik hoe ek bid. Ek praat met die Here die hele dag deur. En as dit is hoe jy bid, prys die Here. Hou aan daarmee. Moet asseblief nie daarmee stop nie. Maar julle, die Here wil jou darm 1 keer op 'n dag so 'n bietjie in stilte eenkant met hom hê. Darm 1 keer op 'n dag. En nou wil ek weer vir julle wys, ek moet nie van dit 'n wet maak nie. As jy voel jy is uitgeput en jy wil vir 'n tyd lank net rus, dan vat jy af. Dan doen jy die gedurende gebed doen. Maar as jy weer herstel het, gaan jy voort met jou daaglikse afsprake met die Here. Die Here gaan jou nie iets aandoen as jy vir 'n tyd ontsettend besig is en jy kom nie daarby uit nie. Dis nie 'n wet nie. Dis 'n liefdesverhouding tussen my en my God. Here, as Jesus toerusting gee oor gebed, Mattheus 6 vers 6. As jy bid, gaan jy jou binnekamer toe, maak die deur toe. En bid tot jou Vader. Die van julle wat die 2020 vertaling het, sal sien, daar staan, gaan na jou binneste kamer toe. Die Griekse woord vir daai binneste kamer is tamaion. Tamaion. Dis nie 'n kamer, 'n slaapkamer, 'n binneslaapkamer nie. Dit was 'n stoorkamer. Dit was iewers gewees daar by die persoon se huis, maar dit was privaat. Daar's voedsel geberg, daar's privaat goed geberg. Dit was 'n donker kamer, dit was 'n eensame kamer, dit was 'n alleen kamer. Wat sê Jesus? Hy sê, as jy regtig tyd met my wil spandeer, as jy van my wil verneem, as jy hierdie verhouding van ons koester, en jy wil hierdie dialoog wat daar tussen ons is, jy wil hê daar moet vordering wees, gaan een kant toe.
Sorg dat jy tyd op sy sit, saam met my. Spandeer tyd saam met my, in afsondering. Julle, ek gaan nou daarby kom, dit is absoluut essensieel, dat jy dit doen. Nie net jou paadjie met die Here doen, vir jou, as mens, God het dit geweet. As Jesus dit geteach het, as hy vir mense dit geleer het, dan het hy dit net vir hulle geleer nie. Hy het dit geïllustreer. Hy kon nie opereer sonder sy tye saam met sy Vader nie. Hy het hom altyd weer in eensame plekke afgesonder om daar te bid. Nie net Daniel nie. Nie net dit geteach daar in daai donker kamertjie nie. Hy het dit geleef en sy disippels het hom opgehou. Afgesonderde tye saam met sy Vader. Weet julle, die Ou Testament het 'n ding oor hierdie afsprake, maar dit veral 'n ding gehad oor die vroeë oggenduur nie. Jy kan jou afspraak met die Here nakom net wanneer jy wil. As jy 'n aandmens is, dan 2-3 aand. As jy 'n oggendmens is, in die oggend, die psalmdigters het so iets gehad oor die oggend. Ek wil vroeg opstaan met harp en lier, wil ek die rooi dag wakker maak. As jy Dawid gebid het en aanbid het, nee, met harp en lier, met musiekinstrumente. Jy luister na my stem in die môre, terwyl ek vir die verskyn op die wag, 88:14. Ek roep na U om hulp, Here, vroeg in die môre al, dat ek dit iets van die afsondering, die eenkantye, saam met die Here doen. Julle, ek gaan nie lang wees verder nie. Johannes, Patmos toe. Johannes was 'n 85-jarige ou bejaarde dominee. Hy het daar in die gemeente van Efese in daardie omgewing met hy gewerk. En toe sy Patmos toe. Nou as jy nou 'n Jood was en jy hoor Johannes is in Efese, dan wonder jy wat op aarde soek hy daar. Hy het in Palestina geopereer. Johannes het in Efese beland as gevolg van vervolging uitgeroep. En toe Johannes vir hom 'n gemeente vergader, Jode, Samaritane, Romeine, Grieke. Hy was in die sendingveld gewees. En dis soos wat Johannes se gemeente gebruik het. Nou dit het tot gevolg gehad dat Johannes moes strate ingaan, nee, om met mense te praat. Was 'n sendingveld gewees. En as gevolg daarvan het Johannes bietjie in moeilikheid in ander kom. Weet jy wat was die moeilikheid eintlik gewees? Dit was polities. Want wat het Johannes gedoen? Johannes het gesê, behalwe keiser Domitianus, wat julle aardse koning is, propageer ek aan julle 'n ander koning en 'n ander koninkryk. Dit het die Romeine baie opset. En hierdie koning Domitianus het gesê, almal wat op hierdie manier, in hierdie trant praat teenoor my, vang hulle. En toe Johannes, omdat hy hierdie evangelie verkondig het, Patmos toe. Hy het vir die ouens gesê, luister, ek is jammer. Ek kan nie anders as om oor die Jesus te praat. En Johannes beland op Patmos. Julle, hierdie Patmos ervaring van Johannes, het ek nogal in my lewe baie oor nagedink. Ek sou nog gewonder, ek sou vir die Here 'n paar vrae gevra het. Want ek het nou, Johannes het nou vir Jesus gedien as 'n disipel in sy voetspore vandat hy 'n jong man was in Galilea, in Jerusalem, in Palestina. En nou, terwyl hy 'n ou man was, sou ek gesê, Here, kon U my nie darm maar beskerm het teen nie? Kon U my nie teen die Romeine en teen hierdie Patmos ding? Kon U my nie beskerm het nie, Here? Ek dink ek sou met sulke vrae gesit het. Want
vir Johannes word hierdie Patmos ervaring 'n laagtepunt. Julle, daai is die eiland Patmos van 'n sekere hoek geneem. Sien julle hoe lyk hy? Daar's niks. Destyds. Dis 'n steriele, onvrugbare, vulkaniese eiland van niks. Ek is 85. Nou word ek soontoe verban. En as iemand wat teenoor die keiser gestaan is, wat nie goeie behandeling gekry het nie. Johannes op Patmos. Soveel te meer sy vrae. Maar dan lees ons van Johannes se afspraak. Op die dag van die Here het die Gees my meegevoer. Op die dag van die Here het die Gees my opgegryp. Here, op hierdie Patmos met sy niks, wat gebeur? Is altyd klaar. God kry Johannes se volledige aandag. Daar was niks wat sy aandag weggetrek het van dit wat God met hom wil deel nie. Johannes se afspraak op Patmos, by wyse van spreuke, Johannes se tameion ervaring. Daai stoorkamertjie, hy's in 'n privaatheid, hy's in eensaamheid, hy's weg. God het sy volle aandag. Here, die Here kan nie met ons praat as ons heeldag aan die hardloop is nie. As ek nie op my tydskedule afsprake met God reël nie, gaan ek dit nie nakom nie. Dis in my alleenheid. Dis in afgesonderheid. Dis in my erns by die Here dat afsprake nagekom het. Julle, ons kan nie kla dat God vaag is as ons traag is om ons afsprake met hom na te kom nie. Dis in tyd en in een kant wees en in afgesonder wees dat God met my praat. Jy gaan nie vir God hoor as jy sê ek bid maar gedurig en so nie verby hardloop nie. Is wonderlik. Maar eensame alleen tye met God, julle, is essensieel. Ek maak klaar. Ek het so 'n dingetjie in my paadjie met die Here. Ek praat van God as my sielkundige met die groot S. Julle, die Here wat ons aan mekaar gesit het, weet dat jy terapietye in jou lewe nodig het, veral as jy ouer word, sodat hierdie dingetjie hier bo tussen my ore kan regbly. Die Here sê, kom doen dit met my. Ek wil jou terapeut wees met die hoofletter. As jy my goed met my kom neersit, gaan ek nie skinder daaroor nie. Dis tussen my en jou. Jy kan alles voor God gaan neerlê. Ek doen dit. Ek sê baie keer vir die Here, ek is ontevrede met hoe hy opgetree teenoor my. Ek is ontevrede met iets wat daar buite gebeur het en raak dit hom nie. Ek gaan lê alles voor God neer. Hy is my sielkundige met die groot S, die hoofletter S, en die terapeut met die hoofletter T. Hy het ons gemaak. Hy sê vir ons, jy gaan tot niet gaan, as jy nie sulke eenkant tye en sulke stil tye het nie. Maar maak die beste daarvan. Kom doen dit saam met my. Sonder jou af, saam met my. Julle, mag God jou genadig wees, dat jy nie in hierdie afsprake met hom sal verbygaan. Mag die Here jou dalk in hierdie paar dae so 'n bietjie lig in terme van jou dissipline, in terme van tyd met die Here. Dit is goed vir jou pad met die Here, maar dit is baie goed. Dringend noodsaaklik, ook vir jou. Hy noem jou. Kom ons bid, dat ons daarmee sal. Amen.
Here, soos wat ons hierso sit, weet U presies hoe ons kommunikasie met U op hierdie punt